Goeiemôre broers, susters. Ons luister met dankbaarheid na die woord van die Here en ons raak stil voor die woord van die Here vanoggend. Matteus 23, hier van vers 29 af. Wee julle, skrifgeleerdes en fariseërs geveinstes, want julle bou die grafte van die profete en versier die grafstene van die regverdiges. En julle sê, as ons in die dae van ons vaders geleef het, sou ons geen deel met hulle gehad het aan die bloed van die profete nie. Julle gee dus teen julle getuienis dat julle kinders is van die wat die profete vermoor het. Maak die maat van julle vaders dan vol. Slange, addergeslag, hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug? Daarom kyk, ek stuur profete en wyse manne en skrifgeleerdes na julle toe. En julle sal sommige van hulle doodmaak en kruisig. En sommige van hulle sal julle in julle sinagoges gesel en van die een stad na die ander vervolg, sodat oor julle kan kom al die regverdige bloed wat vergiet is op die aarde, van die bloed van die regverdige Abel af, tot op die bloed van Sagaria, die seun van Beregia, wat julle vermoor het tussen die tempel en die altaar. Voorwaar ek sê vir julle, al hierdie dinge sal oor hierdie geslag kom. Hier praat die Here Jesus baie hard met die skrifgeleerdes en die fariseërs, kan die heiliges, hulle behandeling van die profete, die van hulle voorvaders en hulle self, dat hulle die profete doodgemaak het. Ja, hulle het 'n pragtige gebruik en dit is dat hulle die grafte van die afgestorwe profete bou en die grafstene van die regverdiges versier. Dis pragtige monumente wat hulle oprig. Op die oog af, dit lyk na 'n baie edelse saak waarmee hulle besig is. Hulle weet egter hoe die profete dood is, dat dit die werk van hulle voorvaders was. Daarom verklaar hulle ook dat as hulle in die tyd van hulle voorvaders geleef het, hulle sou nie daarom deel gehad het nie. Maar dan sê die Here Jesus, dat hulle nou eintlik verklaar dat hulle kinders is van diegene wat die profete doodgemaak het en daarom ook hulle is skuldig van die sondes van hulle vaders. En nou moet hulle die maat van hulle vaders volmaak. Gaan so voort. Voltooi dit wat julle vaders begin het. So sê die Here Jesus vir hulle. Die Here Jesus weet dat hulle hom gaan gemoor. Hy vermaan hulle baie ernstig. Slange, addergeslag, hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug? Ja, slange, addergeslag, saad van die slang in Genesis. Hulle woorde en werke is giftig en verderflik. Hulle het bose harte en is vol skynheiligheid. Besef hulle nie die erns van God se toorn oor hulle giftigheid en verderflikheid en bose harte en skynheiligheid nie? Hulle sal sy toorn nie kan ontkom nie. Maar die Here Jesus is nog nie klaar oor hierdie saak nie. Hy preek verder oor dit wat hy gaan doen en dit wat hulle gaan doen. Hy gaan profete na hulle toe stuur. Hy gaan verkondigers van die woord van die evangelie na hulle stuur na sy hemelvaart. En hulle gaan hierdie verkondigers van die evangelie doodmaak en kruisig, in hulle sinagoges gesel en vervolg van die een stad na die ander. Met hierdie optrede vereenselwig hulle self met die saad van die slang, van die begin af 'n mensemoordenaar. Daarom sal die regverdiges se bloed wat op aarde uitgegiet is oor hulle kom, vanaf Abel tot by die profeet Sagaria. Hulle sal God se oordeel nie ontkom nie. Daarom dat die Here Jesus sê, voorwaar ek sê vir julle, al die dinge sal oor hierdie geslag kom. Dit het ook gebeur. In 70 na Christus word Jerusalem vernietig met verrykende gevolge vir die godsvolk van die ou verbond. Die sigbare oordeel van God, wat verwys na die eintlike oordeel in die toekoms, wanneer Jesus weer kom. Sonde is 'n ernstige saak. Geen goeie en edele dade kan daarvoor vergoed nie.
Die einde van die sonde is God se oordeel. Soos ons dan ook in die belydenisskrif leer, dat God die sonde in hierdie lewe en ewiglik straf. Verlossing is alleenlik moontlik deur die geloof in die Here Jesus. En dan is dit alles net genade, nie verdienste nie. Die bevestiging van die geloof, dit is geloofswerke. Dit is dankbaarheid. Alles in ooreenstemming met die wil van God. En hierin is daar nie plek vir skynheiligheid nie. En hierin is daar nie plek om 'n slang of 'n adder te wees nie. Ons kan dit weet. So leer ons ook in die Psalm. God deurgrond ons. Hy ken elke gedagte. Hy ken elke woord. Hy ken elke daad. Kom ons bid saam. Hemelheilige God, Vader, Seun, Heilige Gees, U is onbegryplik, so oneindig groot. Ons loof en prys U in hierdie oggend vir die goedheid en liefde, ook in 'n nag waarin wat verby is. Ons bid U, U ken ons hart, U ken ons gedagtes, U ken ons optrede, U ken ons woorde. So baie sondig ons teenoor U. Ja, dis soos die apostel sê, die goeie wat ek wil, doen ek nie. Ja, die kwaad lê en wag vir ons. Wil U vir ons die krag en die genade gee om daarteen te stry. Nie om iets te verdien nie, maar omdat ons al reeds U kinders is. Alles tot U eer. In die naam van Jesus alleen. Amen.